Goeiemôre almal. Dis 'n mooi week. Die dae is mooi. Ons verwag ook reën binnekort. So dis 'n voorreg om vandag so saam met julle om die woord van die Here bymekaar te wees. In hierdie tyd waar ons so 'n bietjie saam gesels oor Abraham se geskiedenis. En vandag is dit hierdie gedeelte rondom Abraham wat die opdrag kry om vir Isak te gaan offer. Daar waar jy is, wil ek sommer net hê jy moet rustig wees, net stil raak, diep asemhaal en bewus raak van alles om jou, maar ook alles in jou. Stil raak by die Here, alles wat op jou hart is en in jou gedagtes en ook in jou denke en jou toekoms, dinge waaroor jy dalk bekommerd is. Om vir so 'n oomblik stil te raak en net in stilte dit vir die Here te gee. Ek gaan voordat ons uit die Bybel saam lees, vir hulle maar net 'n geleentheid gee om rustig te wees. As jy wil, kan jy die video vir 'n oomblik stop, mooi stil lied luister, dalk iets van Handel of enige iets wat jou laat rustig raak. Kom ons raak so 'n oomblik stil. Amen. Ons lees vandag saam uit Genesis 22 vanaf vers 1 tot 19. Die opdrag om Isak te offer. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet, gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgestal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem, en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir 'n brandoffer gekloof, gereed gemaak en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kole vuur en die mes gevat. So het hulle 2 saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham, sy vader, pa, en hy het geantwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kole, vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 saamgeloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê, bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enige iets aan hom doen nie. Want nou weet ek,
dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste, van my teruggehou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy, daar is 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem die Here voorsien, sodat daar vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die engel van die Here het daarna 'n tweede keer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, by myself sweer ek, is die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het en nie jou seun, jou enigste, van my teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën en jou nageslag so geweldig vermeerder, soos die sterre aan die hemelruim en soos die sand wat langs die seestrand is. Jou nageslag sal die stadspoorte van hulle vyande in besit neem. Al die nasies van die aarde sal wens om so geseënd te wees soos jou nageslag, omdat jy na my stem geluister het. Abraham het toe teruggekeer na sy dienaars en hulle het opgestaan en saam met hom na Berseba gegaan. Abraham het in Berseba bly woon. Tot sover mag die Here sy woord ryklik seën. Daar is al so baie oor hierdie gedeelte gepreek. En tog bly daar meestal 'n stuk ongemak by mense. 'n Deel van die ongemak is tog sekerlik dat hier 'n kant van God is wat op 'n manier vreemd is. Dat sy gelaat vir ons vreemd is. Dat die manier hoe ons God verstaan, oor God dink, net nie lekker in pas kom met die God wat in hierdie gedeelte vir ons uitgebeeld word nie. Ek wonder hoe dink ek en jy oor God? Ons het groot geword, ek en jy, ons het op 'n manier geleer hoe om oor God te dink. Ons dink aan God as 'n vaste rots, ons dink aan God as ons verlosser, ons dink baie keer aan God as 'n vriend, as 'n almagtige heerser, maar hierdie kant van God steek tog op 'n manier vir ons dwars in die krop. Mens kry so 'n geval van ongemak wanneer ons hierdie gedeelte lees. Dalk nie. Dalk rym dit vir jou. Die rede hoekom dit dalk vir ons kan rym met die beeld wat ons van God het, is miskien omdat ons die volle verhaal het. Omdat ons die volle verhaal lees en ons ook die uitkoms sien en ook die uitkoms al ken nie. Maar die waarheid is dat 'n mens, as jy saam met Abraham op weg is, 'n totaal ander perspektief kry. 'n kykie na die lewe nie. En kan dit nie ook wees dat ons in jou en my lewensverhale, wanneer ons so met onsself en met God op pad is, te maklik spring na maklike antwoorde oor God. Soos byvoorbeeld na die einde, waar die ram daar is. En so ook ons eie worsteling, ons eie interpretasie van die lewe en die sin van die lewe en om saam met mekaar en saam met God te lewe, baie keer so gemaklik hanteer, omdat ons dalk vashou aan hierdie beeld net aan die einde. En tog is daar mense op pad, nee, mense op reis, soos Abraham hier op pad was. Abraham het hierso 'n stem gehoor, amper onnatuurlik hoe hy die stem gehoorsaam. Mense sou kon dink natuurlik hoe gehoorsaam Abraham is. Maar ek en jy wat kinders het, of wat mense sien wat kinders het, ek en jy wat deur die lewe is saam met ons en ons kinders en ons ouers en ons oupas en ons oumas, moet tog seker op 'n punt wonder toe Abraham hierdie stem hoor, dat hy gewonder het wie is dit wat praat. Daar is algemeen in daardie tyd baie keer daaraan gedink om dat mense hulle kinders sou kon offer vir gode nie.
dat dit is wat die gode van hulle verwag. So miskien kan dit wees dat Abraham ook so in sy omswerwinge al gehoor het van hierdie offer van kinders nie. Is dit dalk dat daar dat in hierdie stuk op 'n manier die einde van daardie praktyk wou uitbeeld? Hoor Abraham die regte stem? Wie is dit wat met hom praat? Ek meen, as ek en jy na die stemme luister, dan is dit tog so in ons omswerwinge, wanneer die lewe verskillende kante vir jou en my wys, dan wonder ons of ons reg hoor. Hoor ons God reg? Verstaan ons God reg? Ek dink Abraham sou ook hier kon dink, maar hoor ek God dan reg? Kan dit wees dat hierdie God wat nou met my praat, van my verwag om my seun, my enigste seun soos hier staan, seun van die belofte, die seun wat na hoeveel jaar aan Abraham en Sara geskenk is, kan dit wees dat God nou hier met Abraham praat? Ek meen, dis 'n verhaal wat mens dwars in die krop steek om verskeie redes. Omdat 'n mens weet hoe geheg ouers aan kinders is. Miskien is dit die punt. Miskien is dit juis die punt, ons gehegtheid aan mekaar en aan mense, wat so mooi is, maar tog baie keer ook vir mense kan seermaak. Wanneer ons ook mekaar seermaak, ouers en kinders, en mense is mos maar mense nie. Het jy al gewonder hoe Isak in hierdie situasie sou voel? Ek meen, Isak se lewenspad. Het sal goed wees as 'n mens bietjie gaan kyk uit verskillende perspektiewe. As ons so praat oor, ek en jy leef ook mos maar in hierdie wêreld, net soos wat Isak en Abraham en Sara geleef het, en almal van ons speel in op mekaar. My gedrag het 'n invloed op jou, jou gedrag het 'n invloed op my, maar jou gedrag het 'n invloed op alle mense rondom jou. Nou kan jy dink wat Abraham se gedrag op Isak se lewe sou wees. Isak stap saam sy pa, hy stap, daar's 'n legende wat hieroor geskryf is, hy het saam met hom gestap, die heel pad, gedra, gehelp, met hom gesels, soos wat ek en jy en mense met mekaar saamleef, so het Isak saam sy pa geleef. En op 'n punt toe kom hy mos nou met hierdie vraag na sy pa wat vir hom bietjie onbekend is nie. Die pad vorentoe lyk nou so bietjie duister. Want hier het ons alles en maar waar's die lam? Waar's die lam wat geoffer word? Dis 'n ongemaklike vraag. Is ook 'n vraag wat op 'n manier met dit wat Abraham weet ontken word, nê? Hy sê God sal voorsien wat aan die een kant reg is, maar aan die ander kant is dit tog iets wat Abraham hom nie direk antwoord nie. Is van Abraham se kant af 'n sekere maar tog onsekere antwoord. So jy kan dink toe uit Isak se oogpunt toe hy daar op die einde kom en sy pa die mes vir hom lig en so vertel die legende dat Isak natuurlik baie verlig was dat hy nie sterf nie, maar dat hierdie beeld so vasgevang is by hom, sy pa se oë wat werklik bereid was om hom te offer, dat dit lewenslank by hom vasgesteek het, op 'n manier by hom gebly het, dat hy nooit weer na sy pa anders kon kyk nie, sy pa wat bereid was om hom te offer. Die ander legende vertel die storie van Sara, wat vertel toe Abraham en Isak by die huis kom, toe vertel Abraham vir Sara hierdie verhaal, die totale verhaal, en wat kon gebeur het. En Sara het 6 keer gegil, en soos 'n ma, na 6 gille, het sy gesterf. Dis 2 legendes wat iets vertel van die verskriklikheid, nie net van hoe moeilik dit vir Abraham moes wees nie, maar hoe traumaties hierdie ervaring vir die mense om hulle moes wees. Vir Sara,
vir Isak. En wat se impak nie, wat se impak menslike gedrag, my en jou gedrag op ander mense kan hê. Net die omvang van ons stories, hoe dit op mekaar inspeel, maar ook hoe die lewe en die lewe saam God nie altyd so maklik is. Ja, dis amper 'n onverstaanbare beeld van God hier wat ons kry. 'n beeld waar Abraham wat 'n belofte van God gekry het, waar dit nou lyk asof God teen sy belofte ingaan. Op 'n manier is Abraham hier besig om op 'n manier getoets te word. Daar word vertel dat, net soos in die Job verhaal, Satan dalk 10 teen 1 storie vertel, by God kom en sê, maar Isak raak nou vir jou vir Abraham so belangrik, dat hy jou nie meer onthou en jou nie meer ken nie, en dat hierdie 'n tipe van, net soos in Job se verhaal, 'n toets kon wees vir Abraham nie. Maar dit bly moeilik, bly 'n worsteling. Ek kan net dink dat toe Abraham in sy lewenspad so stap en hierdie slegte gebeurtenis van 'n God wat se gelaat, van 'n God wat sê ek gaan jou seën, ek gaan jou nageslag uitbrei deur hierdie seun Isak, so verander dat daar 'n geweldige stuk onsekerheid in sy binneste tog moes gewees het. Dit is nog net tog sekerlik so dat daar iets onverstaanbaar, dat mens God nie kan vasvat nie. En dis miskien die punt van hierdie verhaal, nee, wanneer ek en jy saam mense leef, is daar tog 'n punt waar ons ook in ons lewe kom waar ons dalk nie baie keer antwoorde oor God het nie. Wanneer antwoorde oor God net nie meer sin maak nie, en die lewe net nie meer sin maak nie, want dit maak tog nie sin dat mense kinders verloor, of soos hierso, dat 'n mens kan dink dat God dit van Abraham verwag nie. Ek en jy stap met mense 'n lewenspad, wat 'n geloofspad stap, nee, wat ons ook baie keer net kan dink, maar hoe kan dit? Hoe kan mense deur sulke moeilike goed gaan en nog glo? Het jy dit al gedink? Dalk is dit jouself. Dalk het daar soveel verskriklike goed al in jou lewe gebeur, dat jy op 'n punt kom waar die antwoorde wat mense vir jou en vir my oor God gee, maklike antwoorde, bedoelende, dis maar God se wil, en God het dit nou so beplan, en daardeur sê ek nie dat God se wil nie geskied in die wêreld nie, maar om te maak dat hierdie moeilike vraag van pyn, van 'n pa wat iemand moet gaan offer, dat dit ons nie 'n beeld van God gee, wat vir ons net so moeilik is om te verstaan. Sou ek dit kon doen? Ek wonder. Om dood eerlik te wees, as ek in daai situasie sou wees, weet ek nie of ek sou kon deurgaan nie. Maar dis die punt van die verhaal. Die punt van die verhaal is dat ons moet kan inleef soos ons op die lewenspad stap. Nie soos ons op die eindpunt kom en weet wat die einde van die storie is nie. Dis die vraag, wanneer ek en jy in daai oomblikke kom waar die lewe vir ons gooi en omgooi en 'n kant van God wys wat ons nie verstaan nie, dat ons daar baie keer die maklike antwoorde ook maar moet vermy. Die punt is dalk ook so dat antwoorde en gawes net nie meer sin maak nie. Dit moet dalk jy so wees. Ons moet dalk nie te maklike antwoorde hê oor God nie. Ons moet hom nooit kan vasvat nie in die lewe. Dis presies hoe God is nie, maar dat ook hierdie gawes, dit wat God vir my en vir jou gee, dis die ander kant van hierdie verhaal, dat ons dalk so daaraan vashou dat hierdie gans andere God nie meer iets is wat ons in ons lewe inreken nie, soos wat daai verhaal van die legendes wat Abraham dalk getoets word, dat die lewe ook op 'n manier vir ons iets hierdeur wil leer, dat in hierdie stuk, dat Isak dalk vir Abraham so belangrik is, dat hy op 'n manier nie meer eers na die gelaat van God kyk nie.
en dit sien nie. God wat kan doen soos en wanneer hy wil, maar op 'n manier so heers dat hy rein is en dat hy goed is, maar ook dat daar 'n vreemde kant aan God is wat dat 'n mens dit kan erken. Maar die gevaar van die lewe is dalk wat hierdie stuk sê is as ons te maklike antwoorde oor God het en ons so gemaklik in die lewe raak met ons gawes dat ons nie meer dink dat God ons kan gebruik of ons hom nodig het en ons 'n seën vir ander mense kan wees nie. Jy weet dat alles in die lewe vir ons so geroutineerd en so goed uitwerk dat ons aan al ons gawes, ons goed en ons geld en ons kinders en dalk is dit ons kerk en ons godsdienst, dinge so belangrik raak dat daar iets van die diepte van 'n onbekende God wat op 'n manier in jou en my lewe inspeel na die dieptepunt waar wanneer ons daarby kom en op 'n punt in ons lewe kom waar die lewe dalk baie keer nie sin maak nie. Wanneer die lewe ons gooi, ons dan by die punt kan kom dat ons kan sê in lewe en in sterwe, dis ons troos nie. In die goeie, maar ook in die slegte. Die hele draaipunt van hierdie verhaal het tog gekom dat Abraham aan iets van God vasgehou het te midde van hierdie skynbare donker gesig van God. Dat hy dit met God gewaag het, met die God wat getrou is aan sy beloftes. Ek dink dit sou verkeerd wees as ons vir mense bloot net die belofte kant van God gee en sê maar God is getrou. Ons moet dalk vir mekaar kan toelaat waar ons hier saam met mense op pad is. Daar's mense wat in sulke donker tye in hulle lewe kom dat hulle net nie meer sin in die lewe kan sien nie, maar om in daai tonnel van godsverduistering dit nog te waag met God, want dit is mos nou wat Abraham gedoen het. In hierdie tonnel van godsverduistering, toe hy op pad was, het hy dit gewaag, maar die teks wat hom vasgehou het, wat hom heeltyd vasgehou het, dat diep binne in hom was daar tog midde in die donker van hierdie ding waar hy sy seun as 'n offer moet gee, was daar hierdie teks in vers 8 wat hy sê, waar hy sy seun antwoord, God sal voorsien. God sal voorsien. Die punt van die lewe is dat dit waar is. Maar hoe dit uitspeel in ons lewe, of dit die kant van die graf of die ander kant van die graf is, dit weet ons nie. Nee. Verstaan, ek wonder of ons baie keer dit verstaan. Dit kan vir baie mense, kan die lewe so uitdraai, dat hulle tot op die einde, dat hulle eie lewe opgeoffer word, dat mense sterf. Mense sterf ook vir hulle geloof, tot op die einde, tot aan die einde was dit dalk hierdie tonnel van godsverduistering. Nee, hierdie tonnel van ons hou vas aan God se belofte. Al lewe ons, al sterwe ons. Dis snaaks hoe mens jouself eintlik kan toets oor hierdie ding wat word vir ons so belangrik nie. Is dit werklik God? Ons sal maklik sê ons sal onsself opoffer. Ek meen, daar's baie van ons liedere wat sê ek sal lewe, ek sal sterwe. Nee. Ek vir jou, Suid-Afrika, dis 'n lied, dis liedere wat ons sing, dis liedere wat ons gesing het, omdat ons sê, ons glo in iets, ons hou vas aan iets, ook deur donker tye sal ons dit doen. Dis mooi liedere wat ons ook gesing het, hoor jy die magtige dreuning, oor die veld kom het wyd gesweef. Dis mooi liedere wat ons gesing het, maar dit getuig ook iets van ons, van mense wat vir sake en goed hulle self opoffer. God het voorsien. God het ook voorsien vir
vir jou en vir my. Al sien ons nie die voorsiening nie. Dit het lank al gebeur. Dat God ook iemand in jou en my plek gegee het. Jesus Christus. En waar is jy in jou lewe? Dalk is jy nog op pad, nie. Dalk is God se gesig baie keer vir jou ook vreemd. Beleef jy op 'n plek waar jy nie eintlik kan verstaan wat alles gebeur in die wêreld nie. Maar in sulke tye, donker tye, is daar op geen ander plek, vreemde plekke, waar ek kan erken dat ek vashou, omdat ek weet, die vreemde God hou my ook vas. Al voel ek dit nie, al hoor ek nie aldag dit nie, al sien ek dit nie. Ek weet dat die God getrou is. Dieselfde God van Abraham is ook my en jou God. Al verstaan ons nie alles van God nie, van hierdie vreemde God nie, kan ek en jy dit met hom waag. Want dit is die God wat bo alles en bo almal getrou is. Getrou aan sy beloftes. Waag dit met die vreemde God. Amen. Ek gaan geleentheid gee waar jy sommer net kan stil raak by jouself en dalk is daar iets wat vreemd is in jou lewe nou, dalk is jy ook in 'n tonnel van God se verduistering. Baie van ons besef op hierdie tyd hoe goed die Here ook vir ons is. Jy weet waar jy is met jou pad en jou lewensreis saam met God. Daar's geleentheid vir gebed. Here, dankie dat ons soos Abraham weet, dat al is die wêreld vreemd en ons situasies vreemd, en dan lyk die gelaat wat ons van U sien dalk soms ook vreemd, ons op U kan vertrou. Help ons om ook die geleenthede waar ons ook op die proef gestel word, U gelaat, U nabyheid op te soek. Skenk U vir ons die wysheid daarvoor. Amen. In Julie begin ons met die insameling van droë voedsel, blikkies kos en sopbestandele tot aan die einde van Augustus as deel van Barmhartigheidsmaand. Enige droë voedsel in blikkies of pakkies kan na die kerkkantoor gebring word gedurende die week of pak dit op die B-aksie se tafel Sondag. Baie dankie aan almal wat gee. Christus is die Heer. Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef, geroep, gewillig, gestuur.